Goeiemôre, dit is Sondag 29ste Junie. Welkom by die diens van NG Gemeente Skotberre. Mag jy saam met ons ook vanoggend God se nabyheid, ja, sy teenwoordigheid, sy krag beleef. Ons gaan vanoggend saam lees uit Lukas 9 van vers 51 tot 62. En ons tema is saamloop, wegloop, aanloop. In Romeine 8 vers 14 skryf Paulus: almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. Het is my voorreg om jou te groet, jou wat 'n kind van God is, en vir jou te kan sê genade en vrede vir jou. Hierdie groet kom van God wat jou Vader is, wat jou gemaak het, van Jesus Christus, wat vir jou mens geword het en uit die dood uit opgestaan het. Ja, wat jou sonde aan die kruis voorbetaal het. Dit kom van die Heilige Gees, God wat in en deur jou woon en daagliks by jou is. Amen. Mag jy saam met ons vreugde en opgewondenheid beleef oor God wat in ons lewens betrokke is. Oor God wat by mense staan in 'n lewenspad saam met hulle loop. Vanoggend lees ons Lukas 9 vanaf vers 51. Voor ons lees, kom ons sluit die oë. Here, dankie dat ons kan saam wees rondom u woord. Dat ons kan stil word in gebed. Here, dat ons u kan loof en prys met sang. Here, dat ons weet u is teenwoordig. As ons nou Bybel lees, luister, maak ons ore oop, ons harte ontvanklik vir u stem en u woord en u wil vir ons lewens. Here, dat ons nie net hoor nie, maar sal doen ook. Dat ons nie net sal hoor en vergeet nie, maar sal onthou. Here, dat ons sal groei nader aan u. Spreek, Here, u kinders luister. Amen. Lukas 9 vers 51. Toe die tyd vir Jesus se hemelvaart begin naderkom, was hy vasberade om die reis na Jerusalem te onderneem. Hy het boodskappers voor hom uitgestuur, en hulle het vertrek en by 'n Samaritaanse dorpie aangekom om daar vir hom voorbereidings te tref. Maar die Samaritane het hom nie ontvang nie, omdat hy op pad was na Jerusalem. Toe die disippels, Jakobus en Johannes dit sien, sê hulle vir hom: Here, wil u hê ons moet vuur uit die hemel laat neerkom om hulle te vernietig? Maar hy het omgedraai en hulle tereggewys. Hulle toe na 'n ander dorpie toe gegaan. Terwyl hulle nog op pad was, het iemand vir hom gesê: ek sal u volg waar u ook al gaan. Maar Jesus het hom geantwoord: die jakkalse het gate, die voëls van die hemel het neste, maar die seun van die mens het geen plek waar hy sy kop kan neerlê nie. Vir 'n ander een het hy gesê: volg my. Maar die het geantwoord: Here, laat my toe om eers my vader te gaan begrawe. En Jesus het vir hom gesê: laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar jy, gaan verkondig jy die koninkryk van God. Nog 'n ander een het gesê: ek sal u volg, Here, laat my toe om net eers van my huismense afskeid te neem. Jesus het vir hom gesê: niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en dan omkyk, is geskik vir die koninkryk van God nie. Verbeel jou, jy is deel van die kerk en die kerk is 'n stoomlokomotief. Sam Jones het so 'n preek begin by 'n gemeente en vir hulle gesê: kom ons verbeel ons is 'n lokomotief. Watter deel van die lokomotief sal jy graag wil wees? Nou verbeel jou vanoggend ons is 'n lokomotief. Watter deel van die lokomotief wil jy graag wees? Een van Sam Jones se lidmate het hand opgesteek en gesê: ek wil die wiele wees, want ek wil help om die trein op sy spoor te laat beweeg. Iemand anders het gesê: ek wil graag die vletjie wees. Iemand wat God se lof dwars deur die land verkondig. En so het 'n klomp mense verskillende dele van die trein genoem, en van die lokomotief wat sinvol is. En dan sê iemand: ek wil graag die steenkool wees. Ek wil net myself opbrand vir Jesus. En dis op hierdie punt wat Sam Jones breed glimlag en sê, hardop sê: nou praat jy. Broers en susters, ons het te veel vletjies en te veel wiele in die kerk. Ons kort meer steenkool.
Om 'n volgeling van Jesus te wees, vra toewyding. Vra iemand wat elke dag homself opnuut vir God gee. Ja, dit vra 'n lewe van totale disippelskap, of 'n totale lewe van disippelskap. 'n Lewe waar ons, soos ons hierdie gedeelte vanoggend gaan sien, saamloop. Waar ons dalk moet wegloop. Waar ons dalk moet aanloop. Ons moet besef dat God by ons lewens betrokke is. Nie net op 'n Sondag nie, nie net as ons Bybelstudie hou of Bybel lees nie, maar elke dag. Ja, God is wonderbaarlik betrokke, ja, selfs wanneer ons baie keer onbetrokke is. God is die een wat ons bystaan en wat vir ons krag gee, wat ons help, wat vir ons die vermoë gee om sy kinders te kan wees. In die gedeelte sien ons 3 goed wat deel is van disippelskap. Die eerste een is om saam te loop. Daar word Jesus vertel, Lukas hier van iemand wat by Jesus kom en sê, ek wil 'n disipel wees. Ek sal u volg waar u ook al gaan. Maar hierdie man besef nie dat disipelskap nie net gaan oor 'n bestemming nie. Dis nie iewers heen waar ons op pad is nie. Disipelskap gaan nie net oor een dag in die hemel nie. Jesus sê vir die man, hier op aarde het ek nie 'n plek wat ek my eie kan noem nie. Nie 'n plek waar ek kan slaap en sê dis nou myne nie. Daar's nie 'n permanente bestemming nie. Die disippels belê in 'n lewe van beweeg saam met God. Van permanent beweeg, nie permanent by die huis kom nie. Op 'n manier in hierdie wêreld arriveer ons nooit. Dus Paulus sê ons is bywoners. Haie, een van die mees primitiewe diere wat nog vandag bestaan, maar baie suksesvol, moet terwille van asemhaling water hê wat oor hulle kiewe beweeg. Maar anders as visse, het hulle nie vinne wat water oor hulle kiewe heeltyd kan waai nie. 'n Vis kan stil staan in die water, en met sy kiewe nog steeds genoeg water oor of met sy vinne genoeg water oor sy kiewe waai, dat hy kan asemhaal. Haie kan nie. Haie moet aanhou swem. Moet aanhou om sy hele lyf te gebruik om te beweeg, sodat hy kan asemhaal. Iemand het gesê, haai moet sy totale wese, sy liggaam skenk, om te kan bly lewe. So moet ons ook in totaliteit onsself vir Jesus gee, aanhou saamloop met hom, aanhou beweeg. Ja, dit gaan op vars 'n nuwe paaie wees. Ons moet luister na sy stem. Ons moet sy woord lees en hom daar vind. Ons kan nie ophou beweeg saam met Christus nie. Ons moet aanhou saamloop. Ons gaan nie net eendag daar kom nie. Ons gaan elke dag daarheen op pad wees. Ons geloofslewe is nie 'n plek waar ons arriveer nie. Dit begin nie by ons doop en eindig as ons belydenis van geloof aflê nie. Nee, dis 'n lewe wat ons leef vandag, môre, elke dag. Die tweede punt van 'n lewe waar God betrokke is, saam met God, is 'n lewe waar ons wegloop. Waar ons wegloop van dit wat ons terughou en dit wat ons vashou. Die tweede ou wat by Jesus kom, sê ek wil U graag volg, maar ek het gou 'n paar afsprake wat ek eers wil afhandel. Jesus sê vir ons nee. Om te lewe is nie om in die dood te belê nie. Ons word geroep om onsself volledig vir God te gee. Alles vir hom te gee en nie vas te hou by dit wat agter ons is nie. Ons word geroep om weg te loop van 'n ou lewe na 'n nuwe lewe saam met Jesus Christus. In 1904 was daar 'n man, William Borden. Hy was 'n baie suksesvolle besigheidsman, deel van 'n familiebesigheid, baie goed gegaan, en toe is hy op stadium op 'n toer in die ooste. En daar het hy diep onder die indruk gekom dat God hom roep om 'n sendeling in die ooste te wees. En hy maak toe die besluit om sy familiebesigheid te los en 'n sendeling te word. En toe hy die besluit maak, skryf hy agter in sy Bybel 2 woorde: no reserves. Hy is na sy graad in teologie gekry het, kweekstoel toe. Daar was baie lekker werksaanbiedinge intussen, goeie poste, en hy het nog steeds
nie dit gedoen nie. Hy het gesê, God roep hom om 'n sendeling te wees. Hy maak sy studies klaar. En toe skryf hy in sy Bybel No Retreats. En hy in Princeton sy studies voltooi het hy China toe gegaan, en hy het in Egipte gestop vir verdere opleiding en sendingwerk. En in Egipte kry hy cerebrale meningitis. En hy sterf uiteindelik voor hy in die ooste as 'n sendeling kan gaan werk. 'n Mens kon gedink het, wat 'n mors van 'n lewe. William Borden het nie so gedink nie. Kort voor sy lewe skryf hy nog 2 woorde agter in sy Bybel. En nou lees die stelling wat in sy Bybel geskryf is, no reserves, no retreats, no regrets. Ons moet elke dag vir God leef asof dit die eerste dag is. Elke dag saam met God loop. Elke dag onthou dat ons moet wegloop van die ou lewe na 'n nuwe mens, na 'n nuwe lewe saam met God en saam met Jesus Christus. Die derde punt is dat ons moet aanloop. Loop aan. Die enigste pad saam met God is vorentoe. Ons moenie Kubai sê oor ons nuwe toewydings wil maak nie. Die derde disipel kom by Jesus en hy sê, ek wil net eers gaan groet, ek wil net eers gaan tot sien sê en afskeid neem. En dan gebruik Jesus 'n beeld, hy sê, iemand wat sy hand in die ploeg slaan, wat ploeg met 'n bees, wat voorloop, of 'n os, of 'n perd, kan nie heeltyd terugkyk nie, want dan gaan hulle skeef werk. Jy moet vorentoe kyk, weet waar jy nou pad is, en doelgerig soontoe gaan. Moenie dat die verlede jou vasbind nie. U2 het 'n baie mooi lied oor geskryf oor Walk On, oor ter ere van 'n aktivis wat op 'n stadium die sekuriteit van haar lewe in Engeland in die universiteit gelos het en haar vaderland teruggegaan het, omdat sy daar geglo het sy 'n verskil kon maak. En dan sê hulle in die lied, love is not an easy thing. If your glass heart should crack, for a second you'll turn back. No, be strong, walk on, walk on. What you've got, they can't steal. No, they can't even feel it. Walk on, walk on. Ons moet aanhou loop op hierdie pad waartoe God ons roep. 'n Onbekende toekoms in, maar nie 'n alleen toekoms in nie. 'n Toekoms saam met God, saam met hulle wat daar is vir ons in ons lewens. Dat ons vorentoe kyk op ons pad, dat ons God raak sien. Dat ons sal onthou, waar ons loop aan. Ons loop met hoop, met krag. Partykeer kan ons vra, hoe doen ons dit? Hoe hou ons uiteindelik aan? En dan moet ons bly vertrou op God. Daar is 'n hartseer storie wat vertel word van Karl Wallenda. Hy was een van die beste koordlopers, tightrope walkers wat daar ooit was. Beroemd dat hy dit groot afstande geloop het, hoog in die lug. En dat hy, selfs soos hy ouer geword het, meer en meer goed gedoen het en gevaarliker goed gedoen het. Ja, in sy 70er jare het hy verbeter dit wat hy in sy 20er jare en 30er jare gedoen het. Die hartseer was is dat hy in 1978 in San Juan in Puerto Rico geloop het op tou tussen 2 geboue en geval het. En dan vertel die mense na die tyd, sy vrou in 'n onderhoud, sy sê dit was wel verskriklik snaaks. Vir maande voor hierdie laaste loop oor geboue het hy nagmerries gehad dat hy val. Hy het selfs die dag wat hy gestap het, die installasie van die kabel en die konstruksie daarvan gaan ondersoek en gaan bekyk. En dan sê sy, dis die eerste keer in sy lewe wat hy ooit self gaan kyk het, of die tou en alles reg is. En dan sê sy wonder of hierdie negatiewe gedagtes in sy kop nie gemaak het, dat hy gehuiwer het, bang geword het en geval het nie. Ons moet in ons lewe op God bly vertrou. Negatiewe gedagtes, twyfel, is die ding wat ons lewensvreugde steel, wat ons as Christene die maklikste potjie. Dat ons moet onthou, maar ons loop saam met God, en dit vra dat ons aanhou beweeg. Ons kom nooit by die eindbestemming aan, voor ons nie ewig in die hemel by God is nie. Dat ons sal aanhou wegloop van dit wat ons vashou,
en ons verlede en ons sondige mens, en dat ons sal aanhou groei saam met God, meer en meer na Christus toe, soos Christus word. Dat ons sal aanloop, dat ons sal aanhou om te hoop, dat ons nooit ons hoop sal verloor nie, dat ons altyd vorentoe op sal kyk en altyd vir God en vir Christus sal volg. God roep ons, God rus ons toe, en God stap hierdie pad saam met ons. Here, dankie dat ons in U genade en in U krag en in U teenwoordigheid kan leef. Bind ons vas aan U. Here, dat ons nooit sal wegraak nie, dat ons nooit sal agterraak nie, dat ons nooit sal verdwaal nie. Help ons om aan te hou loop, ja Here, om saam met U te loop, om weg te loop van ons sondige mens en ons sondige verlede. Dankie dat ons na U toe kan kom, ja Here, met ons vrese en ons kommer, met ons seer en ons swaar, hartseer, van verlies, van geliefde, vrees oor die toekoms, ja Here, dalk siekte en pyn en ongemak. U is die gewer van hoop, van lewe, die groot geneesheer, die skepper God. Ja Here, U is die een wat die natuur in die hande hou, wat die loop van die geskiedenis bepaal. Ons plaas ons nood voor U en ons plaas dit in U hande, en ons bid Here dat U vir ons ook sal voorsien. Dankie dat ons op U kan vertrou. Dankie dat ons kan deel wees van 'n geloofsgemeenskap, dat ons met mekaar kan deel die liefde wat ons by U ontvang. Mag ons ook dit deel met die wêreld buite ons. Here, dat ons getuies vir U sal wees, wat met krag en met hoop getuig. Dankie dat ons kan bid vir ons wêreld. Here, vir ons eie land se politiek, waar dit maar die mekaar en onstabiel is, en die ekonomie nie lekker is nie, en 'n groot klomp goed net ons kan bang maak vir môre. Dankie dat ons weet, ook Suid-Afrika is in U hande. Ons bid ook vir die wêreld. Here, waar daar soveel oorloë is, en verhale van oorloë, en behalwe vir die oorloë, soveel onreg. Here, wil U die wêreld kom nuut maak, deur die Gees, deur U kinders, deur die woord. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Onthou, die Here is voor jou, om jou pad gelyk te maak. Die Here is agter jou om jou te beskerm. Die Here is langs jou om jou vas te hou. Die Here is onder jou om jou te dra. Die Here is bokant jou, hy sal jou seën. Die Here is binne in jou, deur sy Heilige Gees. Amen. Free.